Baie dankie vanoggend. En weet julle wat, die kerk is nou so besievol. Ek sien net hierdie daar op sit bly. En ons het nie een keer afgekom as die kerk in reis na die tyd. So, nou is my einde is hier so vir die diens. Maar anyway, was kerk in reis na die tyd. Nee, wat het die afgekom? Ja, ek het 'n goeie boodskap, so dat is nog ons gaan weer aangaan met ons leergesprek en eigenskappe van God. Wat ons wel belangrik is, kom ek vraag aan die vraag, wie van julle glo in simulasie? Simulasie. Simulasie, nie symbolasie, simulasie. Wie van julle dink simulasie is 'n goeie ding? Ja. Simulasie. Wie dink dis 'n goeie ding? Ja. Wie dink dis 'n slegte ding? Wie dink dis 'n langtermyn ding? Wie weet wat dit is? Simulation. Hoekom weet jy wat? Why don't we know if it's good or bad? Or how will we know if it's good or bad for us if we don't know what it is? Hoe gaan ons weet wat is goed vir ons, wat is sleg vir ons, as ons nie weet wat dit is? Johannes 4 vers 22 sê, julle aanbid wat julle nie weet nie. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde aan 'n gebrek aan kennis. Dit is wat? Die woord. Jesus Christus is deel van die drie dinge. Hy is almagtig. Hy kon die duiwel geslaan in die woestyn en die duiwel ondersoek het. Wat het hy gedoen? Wat het hy gebruik? Wat was sy wapen teenoor die duiwel? Die woord. Die woord van God. Ons besef nie wat sy kragtige wapen dit is wanneer ons woord spreek. Ons besef dit nie. Hoekom noem ek dit? Hoe kan ons op God vertrou? Hoe kan ons weet wat sy eigenskappe en sy karakter is as ons nie weet wat die woord van ons sê? En dit is baie belangrik dat wanneer ons gaan kyk na wat die karakter van God is, ons besef wat God is en ook wie hy is. Ek kan nie gaan glo dat God is by my as ek deur slegte tye gaan, as ek nie weet en glo, hy is by my as ek deur slegte tye is. En hoe gaan ek dit weet? As ek woord is. As ek God se karakter ken. Hoe gaan ek weet dat God is 'n God van vergifnis? Wanneer ek na hom toe gaan en ek vra vir vergifnis en hy vergewe my sondes, hoe weet ek vir 'n feit my sondes is vergewe? Want sy karakter is vergifnis. Sy karakter is herstel, sy karakter is opbou. So wanneer die duiwel na my toe kom en my sê, "Ag, jy het nie reg gepraat oor vergewe en goeders. Hoe weet jy ek het vergewe?" Dan kan ek vir hom sê, "Weet jy wat? Die woord van God sê die karakter van God is vergifnis." Wat anders kan ek tegen sê? Niks. Maar as ek dit nie weet nie, kan ek die wapen gebruik teen die aanslag van die duiwel. Dis ook belangrik is
dat ons net so stapie terug gaan. Ons gaan 'n hele reeks doen oor God se karaktereienskappe, of sy eienskappe en sy karakter. Maar dit is belangrik om te weet, wat is karakter? Wat is eienskappe? Wat is die verskil? Is daar verskil? Is daar nie verskil nie? Want ek het tog nie glo in iets soos met simbolasie. Kan nie glo in iets as ek nie weet is. En in 'n geval simbolasie is 'n woord wat ek self opgemaak. So niemand sê dan wel trek op die. Jy mag weet iets gebeur. Ja. Jy het gedink op iets. Dit is baie belangrik dat jy eens kyk wat is die verskillende karaktereienskappe. En dan soms ons met tyd sal ons weer gaan ons sal elkeen na behandel. Nou kom ons kyk eers wat beteken dit as ek praat van iemand se karakter. As ek wil gaan praat oor God se karakter, moet ek tog seker weet wat is karaktereienskap. Wat is karakter? As ek sê God se karakter, wat bedoel ek? En jou karakter verwys na jou innerlike eienskappe, waardes en morele beginsels, wat 'n persoon se gedrag, besluite en lewenswyse definieer. Dis jou karakter. So jou karakter is jou innerlike eienskappe, jou waardes en jou morele beginsels. Wat jou gedrag, jou besluite en jou lewenswyse definieer. In die Bybel word karakter gewoonlik gekoppel aan jou hart en jou integriteit en veral jou gehoorsaamheid aan God. So dis belangrik dat ons begin by die begin, wanneer ons hierdie reeks gaan doen, en as ons praat van God se karakter, dat ons weet wat is karakter. Wat beteken dit as ek praat van karakter? As ek praat van iemand se karakter, as ek iets deel maak van my karakter, wat beteken dit? In Eksodus 34 is daar heelwat karaktereienskappe van God wat uitgeleef word. Daar is onder andere 13 verskillende eienskappe. Maar dis nie al God se eienskappe. Dis nie al sy karaktertrekke nie. Maar in ander dele van die Bybel word ander dele of ander karaktereienskappe ook bespreek. Wat vir ons belangrik is om te weet, is God sê in Eksodus vir Moses. Eksodus 3 vers 14. Ek is wat ek is. Nee, daai sin nie. Het soveel betekenis. Dit is 'n boodskap heel op sy eie. Maar twee goed wat ek net wil uitlig, in die spesifieke vers. Ek is wat ek is, beteken, God is nie die verlede. Hy is nie net in die verlede. Hy is nie net in die toekoms. Hy is nou wat hy is. En hy verander. Hy is wat hy is as gevolg van sy karakter. En daar is soveel verskillende karaktereienskappe waarna ons gaan kyk. Bietjie verder af in Eksodus word van hulle bespreek, maar daar's ander gedeeltes ook wat glad nie is daai gedeelte wat in Eksodus bespreek word nie. Maar die feit wat ons waarna ons moet kyk is in die eerste plek is God is wat hy is. Wat beteken, wat is God vir my vandag? Wat is God vir elkeen van ons vandag? Want hy is. Nie, wat gaan hy ook vir my wees nie? Wat was hy ook vir my wees nie? Wat is God nou hier vir jou vandag op hierdie moment? Elkeen van ons het nog aangekomen. Wat is God nou hier vir jou vandag? Want hy is wat hy is. Dit is belangrik dat ons hierna gaan kyk.
Die feit dat hy sê, dat ek is wat ek is, sê ook vir ons in Hebreërs 3 vers 18, dat God sal altyd dieselfde is. God gaan nie anders optree, as wat hy voorheen opgetree, byvoorbeeld met sonde, of met vergifnis, of met barmhartigheid. Wanneer ons gaan kyk na God se karaktereienskappe, na sy karakter en sy eienskappe, is dit belangrik om te onderskei tussen twee verskillende tipes karakters. Nou waarvan praat ons? Die eerste ene is sy onoordraagbare, onmeedeelbare, of wat ons beter verstaan, sy goddelike eienskappe. So, deel van God se karakter is twee tipes karakters. Die eerste ene is sy onmeedeelbare karaktereienskappe, wat hy nie kan deel nie, wat eie en uniek is aan hom. En ons gaan nou nog wat voorbeelde kyk daar. En dan die ander ene is sy meedeelbare eienskappe. Sy onoordraagbare of nie meedeelbare eienskappe is die eienskappe van God wat uniek is aan hom, aan sy soevereiniteit en aan hom as skepper. Paar voorbeelde wat ons hier gaan noem is sy almag. God is almagtig. Ons kan nie almagtig wees nie. So dis nie 'n oordraagbare eienskap. En dan gaan ons sien soos wat ons verder gaan dit baie makliker wees, makliker word om onderskeid te kry. God is almagtig. Sy omnipotensie. God kan oral wees op enige tyd op dieselfde tyd. Nie is jy wat nie. Jeremia 32 vers 17. Daar is niks vir u te wonder nie, want God is wonder. God is wonderwerk. God is wonderlik. Nog een van sy onoordraagbare karaktereienskappe is God is alwetend. Sy omniscience. God is alwetend. Niemand van ons is alwetend nie. Nie een van ons sal ooit kan alwetend word nie. En party anders dink hulle is hulle almagtig. Yes. Maar dat is nie reg. Ja. Ja, dat is nou weer loftes. Die feit dat op loftes en rechtlikheid is al klaar van Marius. Maar ons kan het niet doen. Ek is natuurlijk een stoel. So, mans, maak nie saak wat jou vrou sê nie, sy is nie alwetend nie. Sy wil dat jy beter ja, maar sy is nie alwetend nie. So, alwetendheid is 'n karaktereienskap van God en is nie oordraagbaar. Okay, julle gaan begin sien sodat ons aangaan met die verskille is. Sy alomteenwoordigheid. Ons het dit genoem. Psalm 139 vers 7 tot 10. God kan oral wees, enige tyd. Mens kan. God self bestaan. God bestaan uit homself. God het niks nodig om te kan bestaan. God hoef te eet nie, hy het nie geslaap nie, hy het nie gebonde aan tyd nie. Dis 'n onoordraagbare karaktereienskap van God, want ons as mens kan dit nie doen. Ons moet eet, ons moet slaap, al wat ons moet. God se onveranderlikheid. Maar Jaggie 3 vers 6 sê, want ek, die Here, verander nie.
Mense verander. Mense se denke, hulle emosies, hulle eksterne invloedings, hulle omgewings, die issues wat hulle het, verander mense. 'n Mens is nou so, dan môre sy op 'n ander manier. Party is beter na op die koffie en ander het nie koffie nodig. Mense verander. God verander nie. Hy kan sy besluite aanpas, maar hy verander. God word nie nou skielik nie liefdevol, omdat man miskien afgekyk in die teks. God bly liefde. Al sondig ons nie, al haat hy sonde, al straf hy sonde, bly hy nog steeds lief vir my en vir jou. En as ons nie die goed besef nie, en ons weet dit nie, en ons leer dit nie uit die woord uit, dan is dit goed is wat ons daar twyfel. As iets nie lekker gaan die dag nie, dan begin die mens wonder. Maar as jy teruggaan aan die woord en jy sê, ek weet en ek glo, want die woord sê vir my, God se karakter is so. Psalm 90 vers 2 sê vir ons dat God het geen einde en hy het geen bestaan. Een van God se onoordraagbare eienskappe is, hy is ewig. Ons nie. God is transcendent. Wat beteken, hy is bo en buite sy skepping verhewe. God is deel van sy skepping, want hy maak homself deel van sy skepping. Maar God is buite sy skepping. Dus, as ek 'n voorbeeld kan doen, en ek verstaan dat waarvan die konsepte mag dalk redelijk nie wees, so ek het so maklik as om te leer. Wanneer 'n kind met 'n pophuis speel, daai kind kan enigiets verander, enigiets doen, in die pophuis, om die pophuis, onder die pophuis, bo die pophuis, agter, voor, poppe uithaal, poppe insit, hulle kos gee, hulle nie kos gee nie, whatever ook al die geval mag wees, maar die kind word nooit deel van die pophuis nie. Weet jy wat God? God is die skepper van die heelal. Hy is die skepper van die aarde. Hy is my en jou skepper. Hy kan deel wees van die heelal, van die aarde, van my en van jou. Hy kan. Maar dit maak ons nie God nie. En dit is belangrik dat ons hierdie tipe van onderskeide kan trek. Nou kom ons dan kyk aan God se oordraagbare eienskappe. God se oordraagbare eienskappe, of meedeelbare eienskappe, of wat hulle ook partykeer noem, sy menslike eienskappe. Dit is eienskappe wat die woord van God vir ons sê, ons ook kan kry. Al is dit in 'n mate. Die Bybel sê vir ons moet heilig wees, ons moet heilig lewe. Ons sal in ons lewens nooit so heilig wees soos God nie. Maar heiligheid is 'n oordraagbare karaktereienskap. God is heilig. Dan sê hy vir ons, julle moet ook heilig lewe as julle sy kind is. So dis iets wat God is, en dis iets wat ons ook na kan streef, en waarom ons verstel is om te lewe. Dis belangrik as ons kyk na Genesis 1 vers 26 en 27. Sê die woord vir ons. Ons is gemaak volgens God se beeld. Wat beteken, alhoewel ons sondig is, alhoewel ons mens is daar sekere goed waarna ons moet streef in God se karakter, wat ons kan deel maak van ons lewe as 'n skepping van God,
wat as sy beeld geskape is, sodat ons kan streef in ons verhouding met die Here. En wat bedoel ek daarmee? Het jy al ooit gedink daaraan, dat die vrug van die Gees, soos wat na Galasiërs was ingesit, liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, karaktereienskappe van God is? Is dit God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is, wat die drie eenheid is? En hulle vorm die boom, en ons met die vrug van die Gees uitleef, dan beteken dit ons met lewe die vrug moet dieselfde wees as wat die boom is. Die vrug van die Gees, die vrug van die Gees wat deel is van God, is waarna ons moet streef om uit te leef, want dit is die oordraagbare karaktereienskappe van God. God is liefde, blydskap, vrede, verdraagsaamheid. Al die vrug van die Gees is hy. Want hy is Gees ook. En as ons die vrug van die Gees uitleef, soos wat die woord vir ons sê ons moet doen, dan leef ons God se oordraagbare karaktereienskappe. Maak het sin? Verduidelik het so bietjie die verskil tussen die onoordraagbare eienskappe en die oordraagbare eienskappe. Romeine 12 vers 2 sê, ek word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dit wys dat wanneer ek in die woord van God leef, in 'n verhouding met hom, dan verander die Heilige Gees my, sodat al hoe meer die vrug van die Gees kan uitleef. Wat beteken, ek leef al hoe meer die oordraagbare eienskappe van God uit. Ek gaan vandag deur gaan, ek gaan nie te lank oor dit vat. Voorbeelde van oordraagbare eienskappe is liefde. 1 Johannes 4 vers 8 sê vir ons, God is liefde. En dan sê hy vir ons in Matteus, jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê. Nie sommige naastes nie, jou naaste. Nie as jy wil nie, jy moet. Kan dit maklik wees? Nee. Maar dis 'n oordraagbare karaktereienskap van God. God is liefde en hy sê vir ons, jy moet ook liefde gaan uitleef. Barmhartigheid. Eksodus 34 vers 6 sê, God is barmhartig. God is barmhartig. Nou, hoe dra sy karaktereienskap oor na ons? Lukas 6 vers 36 sê, wees barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. So wat God is, sy karaktereienskap, is 'n oordraagbare eienskap wat ons moet nastreef. Want die woord van God sê vir ons, God is barmhartig, julle moet ook barmhartig wees. Ons het daarso nog hier gepraat oor heiligheid. Waar Levitikus 19 vers 2 vir ons sê dat God is heilig. Dit is wie hy is, dit is sy karakter. En dan sê 1 Petrus 1 vers 16 vir ons, wees heilig, dis 'n opdrag aan ons as sy kinders, wees heilig, hoekom? Want God is heilig. Dis 'n oordraagbare karaktereienskap waarna ons moet streef. Kan jy ook sien dat van hierdie goed is nie net na vrug van die Gees nie. Maar vrug van die Gees is oordraagbare eienskap. Deuteronomium 32 vers 4 sê, God is regverdig. Dan sê Micha 6 vers 8 vir ons dat ons word aangemoedig dat ons moet regverdig is.
2:30 sê, God is volmaak in sy wysheid. Dan sê Jakobus 1:5 vir ons dat ons moet streef na die wysheid van God. Goedheid, getrouheid, genade, lankmoedigheid. Die groot verskil wat ons net vandag moet kennis van, is die feit van dat God het verskillende karaktereienskappe wat hom maak wie hy is. Van die eienskappe sal ons in ons lewens nooit kan bereik. Maar daai eienskappe is nog steeds eienskappe wat God maak, wat ons leer in ons verhouding met hom, hoe ons met hom om kan gaan. Want as God alomteenwoordig is, dan kan ek dit vir die kere daar aan 'n ander land sit en sê, die Here is seën daar. Want ek weet hy is daar in sy. So as jy julle denkwyse, as jy julle mindset verander, wanneer jy gaan kyk na die karaktereienskappe van God. En julle sien ons heelwat karaktereienskappe. Ons gaan nie keer alles kan gaan. Jy moet geloof hê in die karaktereienskappe van God, sodat jy 'n verhouding met die Here kan leef. So ek glo God is heilig. Ek glo God is barmhartig. So die faith is die action part van die gedeelte wat vir my die theologie is. So geloof is 'n goeie vraag wat Randall vra. Maar die Bybel praat baie van geloof. Wanneer ons gaan kyk na die karaktereienskappe van God, dan moet ek mos nou gaan sê, ek glo daarin of ek glo nie daarin. Maak nie saak wat die eienskap self is. Ek kies mos nou as mens, en as baie mense in die wêreld wat kies om dit nie te glo nie. Ons kies om dit wel te glo. So die glo gedeelte, die feit gedeelte, is die aksie gedeelte vir die teoretiese gedeelte van die karaktereienskap. Die Bybel sê vir ons moet sekere goedes doen, want dit is die karaktereienskappe van God. En dan die geloof is die aksie gedeelte daarvan. As ek hier 'n moeilike tyd gaan, kan ek glo dat die Here is by my. Want die Bybel sê vir my, hy is alomteenwoordig. Of ek kan dit nie glo nie. Dit maak nie 'n verskil in of God wel alomteenwoordig is of nie. Hy is. Dis sy karakter. Dis wie hy is. Of ek dit glo of nie glo nie, is irrelevant. Maar vir my en my verhouding met God, dan my strewe om meer heilig te lewe, om sondeaflegging te doen, moet ek die aksie uitoefen wat beteken ek moet glo. Verduidelik dit beter. Pastoor, dit ook raak waarom ek bedoel ek kan aan besoek. Mense gaan sê jy little too much. Ja. So die vraag is raak waarom. Omdat geloof nie 'n karaktereienskap is, maar 'n aksie is dit 'n keuse of jy dit wil doen of nie. Jy kan glo dat God is alomteenwoordig. En dit maak 'n heeltemal anderste verhouding tussen jou en God. As iemand anders laat glo dat hy is nie alomteenwoordig. En jy kan bietjie glo, jy kan baie glo, jy kan glo sonder enige twyfel. Maar die geloof gedeelte is die daad van die karaktereienskap. Jy kan glo in tot verskillende God. Jy kan glo in baie van God se karaktereienskappe. Jy kan glo in bietjie van hom. Jy kan vas glo, jy kan sterk glo of jy kan bietjie glo. Dit maak nie die feit dat God se karaktereienskappe deel van is meer is anders nie. Okay. So dis hoe belangrik is. En wanneer ons gaan kyk na die karaktereienskappe van God, ons wil dit uitlewe. Is dit 'n baie belangrike punt wat
nog steeds die keuse of ek kan glo of nie. So as ek weet vir 'n feit, as gevolg van die feit dat ek God se woord dag en nag bepaal, soos wat ons laas Sondag gesels het, en ek glo dit is so, dan maak dit 'n ander verskil met 'n ander manier. Dis wanneer ek dan soos Dawid kan gaan sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade nie, ek sal geen onheil vrees nie. Want hy het al die glo in God se barmhartigheid al so deel van sy lewe gemaak, dat hy nie eens met twyfel hou nie. Ons as mens, wanneer ons God beter verstaan, ons weet beter van sy karakter, bou dit ons verhouding met hom, en dit maak ons geloof sterker. Onderstelling te wees. Maar ongelukkig as jy 'n geestelike baba is, as jy net tipe van groot mens moet leer. Almal van ons kom op 'n punt in ons lewens waar ons dalk waar ons geloof in iets wat nie so sterk is soos wat ons dalk is. As iemand afsterf, en jy was baie lief vir daardie persoon gewees. As ek baie keer vra, die Here maar, jy sê dat jy so God van liefde, hoekom moet jy die persoon verdraag? En ons gaan nooit waar dan my antwoord het. Nooit. Maar ek het aan die keuse, of ek wil glo, dat God liefde is, en as gevolg van sy liefde, vir my of vir daai persoon, het gebeur wat gebeur. Ons weet nooit, ons het nou gesien wat God het nie nodig om enige van ons enige redes te gee, of enige verskonings te gee, of enige heads-ups te gee. So is ja. Hy het nie nodig om te sê, hier wat dit gaan gebeur. Hy doen dit wel om te lief is vir ons. Dis hoekom maar goed soos profesie is. Dis hoekom maar goed soos profete is. Dis hoekom maar die woord van God is. Die woord van God verduidelik nou op ons wat in die eindtyd gaan gebeur. Omdat hy lief is vir ons, omdat hy wil hê ons moet onsself kan voorberei. Sodat ons geloof kan groei, sodat ons kan groei in ons verhouding met die Here. Hoekom is dit nodig vir die woord van God om vir ons te sê wie God is? En wat sy karaktereienskappe is? Hoekom is dit nodig? Ja. Dat is twee goed. En die eerste plek is ja. Ja. Dis waar. We gaan nie sê die rede hoekom dit so is sodat God is 'n righteous God. Niemand, dit was het aansluit by die eindtyd wat hy sê dat die Here gaan weer kom so daardie woord van ons. Want God is 'n righteous God. Hy gaan nie by jou kom en oordeel oor iets wat jy nie van gedoen het. En dit is belangrik om dit te besef, en dit is belangrik om hierdie goedes verder te vat en dit te gaan bestudeer in die woord. Want dit beteken dan dat God sê vir my sekere goedes, in die eerste plek, as gevolg van wie hy is. Hy is regverdig, hy is righteous, hy is liefde. Hy wil vir ons sê, dat as hierdie goedes gebeur, dan is jy nie in my weg, jy is nie in my way nie. Maar hy sê dit ook vir ons, sodat ons hom kan ken. As jy 'n pa het, en daai pa is nooit by die huis het, die jy hom nie ken nie, jy praat nooit met hom nie, hy praat nooit met jou nie,
gaan jy weet wie hy is? Nee, jy gaan nie. Is daar van sy goeie of slegte karaktereienskappe, wat ook al dit mag wees, wat hy kan oordra aan jou as jy nie ken? Nee. Hy kan niks aan jou oordra as jy nie kom verhouding nie. Dit dieselfde dan met, as jy nie 'n verhouding met God het nie, en jy bestudeer nie sy woord nie, en jy weet nie wie hy is nie, dan gaan jy nie met hom 'n verhouding kan hê nie. Dat beteken dat hy kan nie sy oordraagbare eienskappe aan jou openbaar deur die woord van die lees in die woord. Dit is belangrik, ons moet die woord van God bepeins dag en nag. Iets wat ek van myself kan sê, is dat kwantiteit is nie altyd die beste. Ons het net nou 'n paar verse gekyk. As jy deur daai verse gaan werk en jy gaan kyk daarna, jy gaan leer en jy gaan maak 'n deel van jou lewe, dan gaan jy sien dat 1 of 2 verse gaan jou hele verhouding met God verander. So dit help jy gaan lees die hele Genesis op 'n Woensdag aand weer, maar jy weet nie wat daar staan nie. Jy verstaan nie wat daar staan nie. Die Here wys nie vir jou wat hy wil sê in sy woord. As ek baie keer beter om net 'n paar verse te lees. Maar doen dit intens. Gaan lees dit, gaan bid vir dit. Dit is hoe mense verstaan so Bybel studie. Jy gaan bid vir dit. Die Heilige Gees om vir jou te wys wat die boodskap van die Here vir jou wil gee. Ek en jy kan dieselfde versie gaan lees. Dat boodskap is my boodskap die totaal kan verstaan. Die Here praat met my deur sy woord. Met sy woord is, en hy praat met jou ook deur sy woord, maar jou boodskap en my boodskap is nie noodwendig dieselfde boodskap. Maar lees ons dieselfde vers. So as jy 'n verhouding met die Here wil hê, moet jy 'n verhouding met hom hê. En hoe leer jy hoe om jou verhouding met hom te hê, te groei en te versterk? Deur sy woord. Ons besef nie hoe nadelig dit vir ons is, vir ons geestelike lewe, vir ons well-being as mens, as kind van die Here, hoe nadelig dit is vir ons, as ons nie gereeld ons Bybel studie. En dis ook ek ook wil aanmoedig. Ons probeer met die kerk geleenthede skep vir Bybel studie, soos woordskool en Bybel. Ek wil julle aanmoedig om dit by te doen. As dit op 'n tyd is wat nie geleer is nie, en jy wil graag bywoon, kom praat met ons. As daar mense is wat sê, weet julle wat, ek het 'n tweede werk ek Saterdag gedoen, maar wat jy ook al die gevolg het. Saterdag is my tyd saam met my gesin. Saterdag is my tyd met ek rus. Saterdag is die tyd met die naad. Whatever die rede wat ook mag wees. Kom praat met ons, sodat ons kan menslike goed, tye, datums en dae aanpas, sodat jy soveel as moontlik woord kan kry wat ons wil gee. En woordskool is nie elke Saterdag. So asseblief kom dit by. Want mens kan dan in meer detail na hierdie tipe van goed gaan kyk. Wat gaan beteken jy gaan groei in jou verhouding met die Here? Want jy gaan beter leer ken. Kan jy glo God is barmhartig as jy nie weet hy is barmhartig? Nee. So, ek gaan afsluit. Hierdie was 'n inleiding gewees na ons kursus wat ons het. Of ons preek wat ons gaan doen, oor God se karakter. En ons gaan net kyk na so 4 nuwe draagbaar en 4 oordraagbaar. Ek gaan nou besig op die volgende 2 maande. Maar ek gaan ook vir julle inligting gee, elke diens, elke sondagoggend diens. Inligting gee vir verdere studies by die huis. Dat jy julle kan aanmoedig, dat jy nie nog sê, ek weet nie wat ek vandag doen. En gebruik die
geleentheid om saam met jou gesin, saam met jou familie, saam met jou vriende, wat ook al, Bybelstudie te doen. En gaan werk daardeur, gaan kyk aan, gaan leer daardeur. Okay, so dit is belangrik vir my gewees vir vandag, dat ons kan sien wat die verskil is aan ons praat. Want omdat ons dit nie verstaan nie, gaan ons dit doen. En ons leer in die woord. Amen. Dis vir my baie lekker om te sien is lekker klomp mense, die jong mense is hierso. Hulle het die altaarskursus bygewoon en baie geleer. Ek dink hulle is nou voorberei vir dit wat hulle moet doen. So baie dankie vir almal wat hier is. Die wat ek nog nie gegroet het, ek dink ek het daar meeste gegroet. Ja, ek het Psalm 100 en ek weet almal meeste ken hom seker. Maar vir my is dit altyd 'n psalm wat my in die oggend ek ken hom so semi uit my kop uit. Dis my psalm wat my in die oggend aan die gang kry. Om net te sê, Here, maak nie saak wat in my lewe aangaan, wat se obstacles en challenges daar in ons lewe is nie. Die Here is ons anker. Hy, deur sy Gees dra my deur die dag. Gee my die krag en die wysheid wat ek nodig het om elke dag net die lig te doen. Anders sal ek dit nie maak nie. Ek sal dit net eenvoudig nie kan maak nie. So, Psalm 100 sê, dis 'n oproep om God te prys. So die Here sê, prys my. Nie asseblief sal jy dit doen, kan jy dit doen nie. Prys die Here, wanneer jy voel jy wil nie. Dis 'n psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak. Ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesange. Loof hom, prys sy naam, want, en dan die laaste gedeelte is vir my so mooi. Die Here sê, en dan sê ons, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. So, dis amen. Dis my lekker om te weet, ons kan die Here loof en prys. Sy goedertierenheid, sy getrouheid is van geslag tot geslag. Al word ons ontrou, en ons doen, al dwaal ons af, en ons doen, hy sal jou elke keer kom haal, hy sal jou elke keer terugbring in sy kudde in, en sê dit swaar nie hoor. So wanneer ons die Here nou gaan loof en prys in ons lofgesange, en onthou ek sê dit altyd vir almal, vergeet van die ou voor jou en agter jou. Wat hy van jou stem dink, ons is hier om die Here te loof en te prys. As jy gekom het, om raak gesien te word, of jy wil my raak sien, of jy wil iemand raak sien, het jy vir die Here gekom. Ons is hier vir een Here, en dit is ons koning Jesus, te loof en te prys en te aanbid, en ons Vader aan die Here te gee, en die Heilige Gees in te nooi te sê, U is welkom hierso. Kom en doen wat U moet doen, want U ken elke ene wat U sit. Ek ken net gedeeltelik, ek kan net gedeeltelik sien, maar die Here weet alles. Hy sien alles, hy weet alles, hy is alsienend, alwetend, alomteenwoordig. So, kom ons gee aan die Here aan hom, en ons bring dit vanoggend ook aan hom. En onthou, wanneer ons hier uitstap, is dit nie net elke nou stap ek uit, die Sondag is nou verby, kerk is nou verby. Gaan leef jou geloof uit daaruit, sodat mense kan sien wie ons is. Ons is die kerk van die Here, ons is die bruid van die Here, ons is veronderstel om anders te wees as die wêreld. Anders te dink, anders te praat, anders te doen. As jy saam met 'n vrou, gou met 'n vrou, dan sê sorry, dan maak jy, dan staan jy met jou een voet in die wêreld, een voet in die koninkryk van God. Ons is veronderstel om daar waar ons woon, werk en kerk 'n verskil te maak. En aan mense te wys wie Christus Jesus is. Ek weet nie of julle gehoor het nie, maar ek het toevallig gister gesien en dit my hart weer gebreek. In Nigerië is daar mos nou weer baie vervolging, daar is Christene. Ek weet nie of julle gehoor het van daai dink 100 en iets Christene wat hulle doodgemaak het. Dit is verskriklik, Here, en ek dink, Here, ons is hier in Suid-Afrika, ons het nie daai persecution nie. Ons leef nie in dit, so ons het geen idee. En ek praat nie van
geslaag, kindertjies, babietjies, mens, groot mense. En hierdie klop islam-terroriste het net ingekom, deure afgebreek, petrol oor al die mense gegooi en almal aan die brand gesteek. Klein babietjies en jong kindertjies ingesluit. En dan skree hulle mos daai Anna Akabar of iets van die aard, né? Want hulle glo, hulle doen dit om eer van hulle glo die valse god Allah. En toe gaan hulle na die kerkie toe wat hulle aanbid en hulle het alles afgebreek. Hulle het die stoele gebreek, die equipment, alles het hulle vernietig en verwoes. Want dit is wat die duiwel in sy trabante doen. Hulle kom, hulle verniel, verwoes en vernietig. En dan los hulle net en hulle gaan aan na die volgende ene. Maar, nou vra ek myself af, Lisel, vra jouself af, wat kan ek doen? Wat is ek veronderstel om te doen as ek daai dinge hoor? Moet ek net 'n dowe oordraai? Moet ek net sê, ag shame, sorry, dit het gebeur? Nee, ons kan nie baie doen nie, fisies gaan doen nie, ons is baie ver weg. Maar, daar's een ding wat ons altyd kan doen, en moet doen, en dis bid. Bid vir die vervolgde kerk. Moenie ophou nie, dis elke dag is die vervolging net erger en erger en erger oor Christene en oor die Jode. Bid vir die vervolgde kerk, bid vir Israel. Moenie ophou om dit te doen nie. Jy kan, as jy dit vandag nie weet, Here, ek weet nou nie vandag wat om voor te bid nie. Bid vir die vervolgde kerk. Here, ek weet nie wat vandag om te bid nie. Bid vir Israel. Bid vir die Jode, want hulle word net so erg vervolg. Dus ons dink wat op Oktober die 7de begin, presies dieselfde. Die vyand doen presies dieselfde. Hy maak voor die voet dood, hy is breed, hy gee nie om hoe hy dood maak, wie hy dood maak nie, hy maak nie voor die voet dood. Want, dis eerste plek kinders van die Here, en die tweede plek Jode. En Satan haat God, en hy haat sy mense. So hy haat sy volk, Israel, en hy haat sy bruid, Christus Jesus se bruid, wat ons is. So, ek roep julle net op, boonbehalwe om die Here te loof en te prys wat ons moet doen elke dag, bid vir die vervolgde kerk, bid vir daai mense, want jy kan jouself net imagine waar die hulle gaan. Ek sien daar mense staan daar en hulle huil, want dis hulle mense wat doodgemaak is. Dis van hulle kinders wat dood is, hulle families wat doodgemaak is. En ek dink van myself, Here, hoe gebeur hierdie dinge? Maar die waarheid is dit gebeur. Ons sien dit. Ons sien dit nie op sosiale media nie. Jy hoor nie daarvan as jy die nuus aansit op CNN nie. O nee, hulle gaan dit nie gee nie. Maar op ander platforms gee hulle dit. En dis die realiteit van die lewe. Dis die realiteit van die wêreld vandag. Die kerk word vervolg, die Jode word vervolg en ons moet terwyl ons die kans nog het, moet ons bid vir hulle en saam met hulle staan. Amen. Ek sal graag volgende al ons mense wat die onderwerp kursus voor die universiteit. So ek wil so net een voorhande roep, maar moet jy dit voorhande. Ja. Katrina en Margreet sy is ongelukkig siek vandag. Ouers ons spesifiek op dat sy sê sy regtig laat sê. Vir Katrina. Dit sit gewoon in daar saam met daar ander pragtige jong mense van ons en haar tweede regtig. So ek kan eintlik sien dat Katrina die dag hier is. Jy het ook nie 'n glas op. Jy kan ook maak 'n glas op van glas. Hoe anders kan jy dit ook sien? Ik heb weer aan mijn vrouw gezien. Ik heb er heel goed gekeken. Ik wil eerst even dat Pieter Jacobs voor Pieter heeft samen met ons die cursus gedoen voor hem. Hy het ongelukkig laas keer 'n afspraak gehad. So as ons net vir Pieter en dan sy sertifikaat afgee vandag.
Dis al hoor. Dis nie as jy nog so mag lees. Jy gaan Michelle weer. Niet daar weer. Nou gaan ons met jong mense. Ouers ek moet vir julle sê, dat hierdie is 'n amazing experience. Regtig. En julle is welkom om in te skakel saam met hulle. 13 tot 19, dis ons jeuggroep. Hulle is so enthousiasties. Ja. Ons mag sy nou uitsondering van ouer leren. Maar onder op belangrike groep is soos hierdie wat ons nou vandag sê. Ons kan nie dat iemand van 8 jaar of 9 jaar weer join en ons moet alles aan aanpas om na 'n kind van 8 of 9 dalk nie mooi verstaan wat ons sê. Dis ook daar sonnaskool aangebied word vir hulle, sodat hulle op hulle vlak die woord kan kry soos hulle verstaan. En 'n mens moet meer ingewikkelde goed, bietjie meer vleis ons jong mense kan. Want jy kan nie glo hoe enthousiasties is hulle. En hoe hulle groei, en hoe hulle leer. Tyler Smith. Johan van Bouillon. Ethan Adrian Smith. Kylie van Sail. Dit is van Sail die dat dit ook gewerk het. Leandre Motter. Lenny Smith. Ian Barnard. En los die beste van de laatste. Ja, ik is echt een compliment, maar dan kom ik er niet door. Als je eigenlijk altijd zo naar de zoek van die is in de zoek van hem. Jullie lekker mooi, hè? Mijn volgende verantwoordelijkheid is om iemand met ons baie lief is. Ja, voorrecht. Om iemand met ons baie lief is, hoe baie te sê van hy, vir die volgende 6 maande. So Nikkie, as jy is lief van voorrecht te kom, ons het vir jou so 'n skenkie. Ons sal vir Nikkie geleentheid ook gee daar met 'n kort getuienis te doen. Maar Nikkie, ek dink Nikkie was al deel van die kerk voor die kerk gebou is. Angelique was nog klein dochtertjies toe hulle al begin aansluit by die kerk. So Nikkie is regtig, hulle sal soms deel van die furniture. So, ons nee, en daai furniture sal mooi uitgegooi word en sal altyd welkom wees en so. So Nikkie, ons wil graag vir dit is skenkies gee. Ek wil dit is goed dat jy op die vliegtuig nagvat. En dat jy dan die terug so die kort te gaan maak. So, en dan, ek wil net vir hulle vra om vir jou te doen.
baie dankie vir die voorreg wat ons as kerk en as dames ook het om Nikki en haar gesin aan die kop te dra, Here, waar hulle nou gereed maak om een van die dae te vlieg Nieu-Seeland toe. Ja, ons kan net vir sê baie dankie dat ons Nikki deel van ons gemeente kan en ons stuur haar nie weg vir altyd nie. Ons weet sy gaan terugkom en sy gaan 'n groot getuienis opgee. Here, ek bid die hand van seën en bewaring oor die vlug wanneer hulle gaan vlieg tot daar, Here, dat hulle veilig daar sal aankom, maar ook dat sy daar is, Here, dat sy nie daar is, Here, dat Here sal gebruik vir die glorie. Here, mag hulle 'n groot getuienis daar hê. Mag hulle familie, vriende en almal wat daar is bereik. Mag hulle 'n groot getuienis vir die Gees, Here. Mag hulle net liefde uitstraal, mag hulle die liefde van God en die liefde van Christus Jesus saam met hulle dra gaan. Here, ons vra dat U hulle veilig sal hou en Here, wanneer hulle as dit U wil is oor 6 maande weer terugkom, dat hulle getuienis hier sal kom gee, Here, dat ons almal sal kan hoor dit met hulle daar gegaan. Ons is so dankbaar en dankie vir Nikki en Omri wat deel is van ons gemeente. Ons kan net sê dankie vir alles wat hulle vir ons al gedoen en gegee het, Here. Wees met hulle. En Here, mag hulle geseën wees waar hulle is. Mag hulle U liefde uitstraal. Mag die Heilige Gees kragtig deur hulle werk. En dankie dat ons as gemeente hulle met 'n geruste hart kan wegstuur, Here, wetende dat U altyd by hulle is. En Jesus kosbare